ouetjies, julle kan nou weer na daardie onderhoud gaan luister. En dan kyk ons na die vragies. Met wie is die onderhoud gevoer? Nommer 2. Waarvoor is sy bekend? Nommer 3. Watter werk het sy gedoen voordat sy die boek geskryf het? Nommer 4. Waar het sy die meeste van haar skryfwerk gedoen? Nommer 5. Het sy maklik 'n uitgewer gekry om haar boeke te publiseer? En dan, nommer 6. Wie het haar gehelp om haar werk gepubliseer te kry? Nommer 7. Wat het haar heel eerste uitgewer gedoen en hoe het dit haar laat voel? Nommer 8. Wat kan ons uit haar verhaal leer? Nommer 9. Gee 'n antoniem vir bekend. Nou, antoniem beteken mos nou weer, jy moet die ander woordjie gee, die teenoorgestelde woordjie. En dan by nommer 10, in watter sin gebruik J.K. Rowling 'n woord en die antoniem daarvan in een sin? En dan by nommer 11, verduidelik hoe lees as 'n homofoon gebruik word. Goed, julle kan nou weer die onderhoud gaan luister as jy wil. Dan kyk ons nou na refleksievrae. Hoe het die persoon met wie die onderhoud gevoer was vir hom of haar van sy of haar taak gekwyt? Dan die volgende een, met wie was julle die meeste beïndruk? Hoekom het daardie persoon julle beïndruk? Watter onderhoudvoerder het die beste vrae gevra en hoekom sê julle so? Was die onderhoudvoerder altyd beleef met die vrae van vrae? En dan, het die persoon met wie die onderhoud gevoer is, seker gemaak dat hy of sy die vraag voldoende beantwoord het. Die volgende een, het die persoon met wie die onderhoud gevoer is, enige vrae aan die paneel gevra. En dan die laaste een, vir wie sal julle aanstel as 'n onderwyser by die skool? Goed, ouetjies, nou is ons by aktiwiteit 2, lees en kyk. 'n Onderhoud kan ook dikwels in tydskrifte en koerante gevind word. So nou is ons by aktiwiteit 2, lees 'n onderhoud. Jy gaan die volgende onderhoud met Michael Jackson lees en dan gaan jy die vrae beantwoord wat dan daarop volg. So jy gaan self hierdie leesstuk deurlees en dan sien ek julle op die volgende skyfie. Goed, ouetjies, hier vervolg die leesstuk en dan beweeg ons aan na die vraag wanneer jy nou klaar gelees het. So kom ons kyk na nommer 1. Met wie is hierdie onderhoud gevoer? Nommer 2. Wie was hy? Nommer 3. Hoe oud was hy toe die onderhoud met hom gevoer is? Nommer 4. Watter 3 dinge het hom sterstatus besorg? Nommer 5. Hoe weet ons dat dit nie altyd maklik met hom gegaan het nie? Nommer 6. Wat was die groot dinge waarna Michael Jackson verwys het? Nommer 7. Wat was die dinge wat hy die meeste geniet het? Nommer 8. Wat beteken die woord die lig laat sien? Nommer 9. Wat beteken dit dat hy het nie op sy laure gerus nie? Nommer 10. Wat is die meervoud van solo? Dit is baie belangrik om te weet hoe om vir 'n onderhoud te beplan, aangesien jy een of ander tyd in jou lewe ook in 'n onderhoud betrokke sal wees. So kom ons kyk nou na aktiwiteit 3. Beplan 'n onderhoud. Kom ons gaan gou eers hierdie gevalle studie lees oor Dora. Dora woon in Sun Valley. Op die oomblik werk sy by Game aan die ander kant van die berg. Sy moet teen 7:30 by die werk wees en maak 5 uur klaar. Dit beteken dat sy soggens teen 5:30 die huis moet verlaat en per bus of taxi tot by Vishoek ry. Van waaraf sy per trein dan tot in Kaapstad ry. Daarvandaan haal sy 'n bus tot by Game. Sy moet dieselfde tog na werk aanpak, huis toe, en dan kom sy nooit voor 7 uur by die huis nie. Dan moet sy kos maak en al die gewone huishoudelike werk doen.
Die oomblik toe Dora hoor dat daar 'n nuwe winkelsentrum in Sun Valley gaan oopmaak, het sy haar maatskappy gevra om haar daarheen toe oor te plaas. Gelukkig het sy dit reg gekry. Nou kan sy soggens teen 7:15 haar huis verlaat en is op die laaste net na 5 by die huis. So kom ons kyk nou na die vragies. Nadat jy die gevalle-studie gelees het, beplan in pare 'n onderhoud met Dora. So kom ons kyk hierso. Skryf die vrae vir die onderhoud neer. Die tweede kolletjie, baseer julle vrae op die wie-vrae. Die wie, wat, waar, wanneer en waarom. Dan die derde kolletjie, onthou om oop vrae in te sluit. Die vierde kolletjie, nadat julle saam beplan het, kan die seuns optree as onderhoudvoerders en die meisies kan die rol van Dora speel. Die tweede laaste kolletjie, onthou ook om idiomatiese taalgebruik in jou skryfwerk te gebruik. En dan die laaste kolletjie, skryf die vrae vir die onderhoud neer en gebruik dan die opvolgaktiwiteit. Hier is vir julle 'n prentjie van Dora.